Weereens baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met u en dat God se woord en die waarheid daarin vervat vir u altyd baie belangrik is. Nou ek gesels andermal weer oor misleiding in die kerk. En vandag se onderwerp die dwaling van die prosperity gospel. En die skrifgedeelte ter sprake is 2 Korintiërs 8 vers 9, waarin daar staan dat Jesus het arm geword aan die kruis natuurlik, terwille van ons, sodat ons ryk kan word. Nou die konteks hier is absoluut dat Jesus sy heerlikheid neergelê het, hy het gekom as 'n diensknegt en het die sonde van die wêreld op hom geneem. Hy was as 'n misdadiger gereken en daarom het hy arm geword in daardie opsig, sodat ek en jy die ewige lewe kan ontvang. En dit is baie belangrik. Nou ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel van Kenneth Copeland, Joseph Prince, Johan de Beer. Hierdie mense verdraai die skrif absoluut om 'n prosperity en 'n finansiële voorspoed aan die mens te verseker, aan die gelowige natuurlik. So kom ons spring dadelik weg. Nou, ons is hier om mekaar reg te help in liefde, en die skrif soos gewoonlik is baie duidelik in 2 Timoteus 3 vers 16, en daarom is daar nie 'n aanval op mense of op leraars nie, maar ons gaan mekaar reg help in liefde. Nou kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Daniel Ellie, en hy sê dat poverty is a root of all evil, en hy gebruik 2 Korintiërs 8 vers 9 buite konteks. Hey my friends, this is Daniel Alley, and today I want to talk with you about how to overcome poverty forever. In this world, we see that there's so many things that promote the power of poverty. But poverty is the root of all evil. You might be thinking, Daniel, I don't understand what that means. Well, it could be as simple as seeing graffiti on the wall. It might be as simple as seeing grass overgrown with weeds. It might be as simple as a billboard that's torn down halfway. It might be a number of things, but all I'm saying is that poverty is the root of all evil. Because in God's kingdom, we're meant to be rich. If you read the scriptures, you will know that Jesus Christ became poor so that we can become wealthy. He gave up his whole life so we can receive eternity. But before we receive eternity in heaven, many of us have to produce prosperity on earth. Ja, terwyl die skrif ons duidelik leer in 1 Timoteus 6 vers 10 dat geldgierigheid is die wortel van alle ewels, is hierdie man draai dit om en sê dat poverty is die root of all evil. En dit is waarna hierdie mense streef. Hulle streef na rykdom, hulle is geldgierig, hulle wil ryk word deur die evangelie. En dan gebruik hy natuurlik 2 Korintiërs 8 vers 9 totaal buite konteks om natuurlik sy siening te probeer staaf. Maar kom ons gaan kyk wat sê Johan de Beer hieroor en hoe dat hy die skrif verdraai. Read it for me. 1, 2, 3, go. Wait, let me tell you what those that think they have gone to another level, they say, Jesus became spiritually poor. No, he never became spiritually poor. No, he was separated from God on the cross. That is spiritually death. So don't listen to those that want to turn God's word. Listen to what he says. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though he was rich, yet for your sakes he became poor. Where did he become poor? On the cross. Nou ja, terwyl hy hierdie skrif voorhou, 2 Korintiërs 8 vers 9, en hy dit reeds al verdraai, kom hy en hy verdraai dit nog gruweliker. Ek hoop jy het gehoor wat hy sê, dat Jesus het nie geestelik arm geword nie, maar hy het geestelik gesterf. Hy sê dat sommige sê Jesus het geestelik arm aan die kruis geword. Hy sê nee, hy was net geskei van sy Vader,
En dit was 'n geestelike dood. Nou in die Horde 5 movement is hierdie 'n baie gruwelike dwaling. Hulle glo dat Jesus geestelik gesterf het aan die kruis. En daardeur het hy die sondeprys betaal. Dit is nie die geval nie. Die Bybel sê hy het in sy liggaam die sonde gedra. Sy liggaamlike dood het daardie offer gebring. Maar ek gaan nie vandag daaroor gesels nie. Hierdie man glo dat Jesus het aan die kruis arm gaan word en nie geestelik nie, fisies arm geword. En in die volgende videoklip van ons nou juist kyk, wat sê hy, hoe het Jesus arm geword? Kom ons gaan luister. When he was put on that cross, they stripped him of everything that he had. Even, like I explained to you 2 or 3 Sundays ago, his mantle that he had was so valuable that they cast lots. The soldiers there cast lots for it. Everyone wanted a jacket like that. Only rich people wore jackets like that. Because how was he rich? Is Prince Charles poor? No, talk to me, brothers and sisters. Huh? Is Prince Andrew poor? Why are they rich? Because they come from the Queen. They were born in that lineage. They were born in that lineage of money. That is where they were born. I would like to remind you that Jesus came from the lineage of David. And I would like to remind you that Solomon, the richest man to walk on the face of the earth at that time, that could take 1,000 oxen and offer that to God, came at that lineage. Jesus came at that lineage of David. He was not poor. Hy maak dit so aantreklik, hy beskryf dit so wonderlik en sy lidmate sit en luister na hom en dink maar, dit is maar 'n groot waarheid wat hierdie man kwytraak. Hy sê hier dat Jesus se klere en sy mantel baie meer werd was soveel waardig gehad het, dat net ryk mense so iets kon bekostig. En hy sê Jesus het. En dit is nie in die skrif te vind nie. Dit is nêrens te vind nie. Nêrens word daar geleer dat Jesus aardse rykdomme besit het nie. En dit is 'n verdraaiing van die skrif totaal. Dis eintlik belaglik. En dan vra hy, is Prins Charles, is hy arm? Is Prins Andrew arm? Dan sê hy nee, want hierdie mense se lineage kom uit 'n ryk bloedlyn uit. En daarom is hulle nie arm nie. So ook Jesus uit Dawid en Salomo. So Jesus was nie arm gewees nie, sê hy. Dit is nie skriftuurlik nie. Dit is totaal onskriftuurlik. Ons gaan nou kyk hoekom Jesus, wat het gebeur aan die kruis en hoekom het hy arm geword? Wat is daardie arm word? Maar kom ons gaan kyk wat hy sê wanneer hy die Passion Translation lees nou. Nou die Passion Translation is 'n valse Bybelvertaling wat geskryf is deur die New Apostolic Reformation en 'n valse profeet natuurlik. Kom ons gaan kyk wat hy sê en hoe dat jou finansiële voorspoed geen limiet het nie. Kom ons gaan kyk. Okay, give me 2 Corinthians 8 verse 9, TPT. For you have experienced the extravagant grace of our Lord Jesus Christ, that although he was infinitely rich, he impoverished himself for our sake, so that by his poverty we could become rich beyond measure. Tell your neighbor, there's no limit to your financial prosperity. As far as you can see, you can go. It's your choice.
Nou as enige gelowige nie kan glo dat die prosperity gospel 'n valse evangelie is nie, dan sal jy dit nooit weet nie. Dit is baie ernstig. Dis 'n ernstige dwaling wat hierdie man kwytraak. Wanneer hy die Passion Translation gaan lees, en dan sê hy, daar is geen beperking op jou finansiële voorspoed nie. Met ander woorde, Jesus het aan die kruis arm geword, dat ek en jy sonder limiet finansiële voorspoed op aarde kan geniet. Wat 'n dwaling. Kom ons gaan luister wat sê Joseph Prince, presies dieselfde. The Lord has done for us. Also at the cross, you know the grace of our Lord Jesus Christ we shared last week, that through his poverty, you might be rich. Though he was rich, he became poor, that you through his poverty might be rich. And we shared the context there is referring to finances. It's referring to material needs being supplied. Okay? Nou ja, presies wat Johan de Beer sê, en dit is absoluut skokkend as 'n mens na hierdie mense luister. Nou, ons gaan nou gesels oor hierdie skrifgedeelte en wat dit eintlik beteken, maar hulle sê dis finansiële voorspoed. Dit het niks daarmee te doen nie. Kom ons gaan luister na een van die grootste valse profete denkbaar, Kenneth Copeland, en ons gaan hoor wat hy te sê oor 2 Korintiërs 8 vers 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became just as poor as you are, that through his poverty you might be just as rich as he is. Glory to God. Can you imagine what that sounded like? Whoa. That's the reason God had them so stirred up. To be a part of that offering was to break that poverty, because Jesus had already defeated it. Now, when did he become poor? Not while he was ministering on the earth. He was never poor while he was on the earth. But when he went to the cross, he was made a curse. Poverty is in the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. That's when he became poor and took that poverty, that we might be able to get our bills paid. That ain't what he said. That we might have our needs met. That's not what he said. He said that we might be rich. Ja, nog 'n verdraaiing van die skrifgedeelte van 2 Korintiërs 8 vers 9. Nou hy sê Jesus was nooit arm gewees nie. Hy het aan die kruis arm geword, en dit is die vloek van armoede wat hy op hom geneem het, sodat ons ryk kan wees, natuurlik geldelik. Ons weet natuurlik wat die woord van God leer in Galasiërs, dat hy die sondevloek op hom geneem het. En die prosperity gospel leraars laat dit so gemaklik weg. Hy het die vloek van sonde op hom geneem, sodat ons nie meer die vloek sou dra nie. Met ander woorde, dat ons deur hom gered kan word, dat ons die ewige lewe en al die seëninge in Christus. Wil die Here hê dat ons arm moet wees? Ek dink nie die Here wil hê ons moet sukkel en arm wees nie. Hy sê hy sal voorsien in ons behoeftes. Maar hy sê soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid. En hy sê al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Hierdie mense maak van die evangelie 'n bespotting, en dit is absoluut om te leer dat dit is hoe mense moet wees. Jy moet ryk wees, jy moet jets kan koop en sonder beperkings. En hy is een van wat 'n biljoenêr is natuurlik. En hoe het hierdie mense ryk geword? Hulle het mense se geld gevat in die kerk, tiendes, offergawes, baie ander goed, skenkings, en hulle word ryk daardeur. Dis die enigste manier. Maar hierdie mense glo ons moet ryk wees omdat Jesus arm aan die kruis geword het. Absoluut baie skokkend. Nou kom ons gaan luister na nog 'n leraar, Stefan Botha, wat absoluut dieselfde leer. Al hierdie prosperity gospel leraars is maar almal onder een kamp. Kom ons gaan kyk.
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, so Jesus Christ was, many people believe he was poor, he was not poor. Many people, oh, but he was born in a manor. Yes, but he wanted to book into the most famous hotel there, but it was full. He just didn't make an RSVP. Because he first went to the expensive hotel. They just didn't have space. So a lot of people say, oh, he was poor. No, he wasn't poor. He was rich. Now, how can I say he was rich? How many of you sitting in this place have someone that is your bookkeeper and that carries your money for you? A poor person will not have a bookkeeper or a treasury. Only rich people and big businesses have treasuries. So Jesus wasn't poor, because if he was poor, why did he have a treasury? Get that thing out of your mind. He was rich. That though he was rich, yet for your sakes he became poor. That you through his poverty might become. So why is rich such an ugly word in Christianity? Dit is al wat hierdie prosperity leraars gee. Hy het arm geword sodat jy finansiëel ryk kan word. Daar's geen seëninge en geestelike seëninge wat hier genoem word, dat sy genade vir ons ons het ryk geword in sy genade, in die ewige lewe, dat ons sondes vergewe is en weggewas is deur sy kruisdood nie. Is dit vir hulle al wat tel? Dis hoekom die woord van God sê, geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En ons sien dit in hierdie mense se gesprekke, ons sien dit in hierdie videoklips. En hy sê dat Jesus was nooit arm gewees nie. Want hy het 'n tesourie gehad. En as iemand 'n tesourie het, dan moet hy ryk wees, want hy behartig sy geld. Absoluut skokkend. Hierdie mense moet vir my gaan wys, waar staan dit in die woord van God, dat Jesus aardse rykdomme besit het. Dis eintlik baie skokkend. En ons gaan rekenskap gee van wat ons aan mense leer. Ons moet alles gaan toets deur die skrif. As iemand iets vir jou leer en vir jou wys, gaan toets dit deur die woord van die Here. Maak seker, soos die Hebreërs gemaak het in Handelinge 17 vers 11. Hulle wil gaan kyk het of hierdie dinge so was. En mense glo hierdie goed en eet dit vir soetkoek op. Dis absoluut skokkend. Nou ja, hy sê Jesus het arm geword sodat ons ryk kon word. So, hoekom is rykdom so 'n lelike woord onder die Christene? Met ander woorde, hoekom kla ons? Hoekom is daar altyd 'n probleem as ons praat van ons moet ryk wees, ons moet prosperity hê, ons moet prosper? Dit is absoluut skokkend. Die gospel, die prosperity gospel is 'n valse evangelie en dit word uit konteks gebruik, deur skrifgedeeltes te gebruik wat nie dit staaf nie, en hierdie mense is besig om die woord van God te verdraai. Absoluut skokkend. Nou kom ons gaan kyk wat sê Andrew Wommack. Jesus became poor so that we would be rich. This message comes from 2 Corinthians 8 verse 9. Some people have tried to spiritualize this verse to apply only to a spiritual or emotional poverty and wealth. But the context of this verse is definitely speaking about physical poverty and wealth, that is money. Dis wat Andrew Wommack sê. Nog 'n valse profeet. Nou, kom ons gaan kyk na die konteks. Wanneer ons gaan kyk wat Paulus bedoel het, Paul was encouraging the believers in the Corinthian church to give from their hearts to help the poor believers. Kan u sien waaroor dit in die eerste plek gaan? In Jerusalem, in our focus verse, he pointed to the example of the churches in Macedonia, which has given money even though they were poor. Met ander woorde, dat jy uit jou armoede gee ook. En dit is die konteks van 2 Korintiërs 8 vers 9. Ek haal dit daar uit, want dit is baie belangrik. Nou, dit staan duidelik geskryf, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy alhoewel hy ryk was, terwyl van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En waaroor gaan dit? Generosity, dis vrygewigheid. Met ander woorde, die gemeente van Korintiërs kon dat uit hierdie skrifgedeelte leer, dat hulle ook deur dit wat hy neergelê het, dat hy arm geword het, hy sy heerlikheid neergelê, hy het die sonde op hom geneem.
dat ons net so vrymoedig kan wees teenoor die armes onder ons, the poor believers in Jerusalem. En dit is wat die konteks van die skrif is. Ons kan nie maar net aanvaar dat Jesus 'n ryk man was, hy het alles gehad en hy het alles aan die kruis verloor toe hy gekruisig was, en nou kan ons maar ryk word, finansiëel. Dit staan nie in die woord van die Here nie, en dis baie skokkend. Goed, Jesus did not come to give us health, wealth and happiness now. He came to save us from our sins so that we can have an eternity of bliss with Him. Following Christ is not a ticket to all the material things man desires in this life, but a ticket to eternal life. Our desire should not be to have our best life now, soos Joel Osteen natuurlik leer, but should be that of the Apostle Paul would have learned to be content in whatever state I am. Ander woorde, ek en jy is nie hier om ryk te word nie. As die Here ons seën met rykdomme, wonderlik, maar ons moet dit tot eer van sy naam aanwend. Maar die konteks is nie dat jy ryk gaan word, omdat Jesus aan die kruis gesterf het, is die vloek van armoede gebreek. En dis baie interessant dat baie mense sê dat die vloek op die kruis nou gebreek is van armoede, maar steeds is daar mense wat rondloop en die vloek van armoede breek. Breaking the curse of poverty. Ons weet van hierdie mense. En dis eintlik baie teleurstellend. Nou, 2 Korintiërs 8 vers 9 reminds us of Christ's humility. He humbled himself and became a man, so that you by his poverty, by his humbling himself, giving of himself, laying down his life, you by his poverty might become rich. You might become children of God with all the riches. That means an inheritance. Dit is waaroor 2 Korintiërs 8 vers 9 gaan. Hy het mens kom word. Hy het sy godheid uit hom ontledig, alhoewel hy God was en is, het hy daardie glorie, daardie oomblik van sy godheid eers 'n bietjie eenkant nagelaat. Hy het nie opgehou om God te wees nie, maar hy het absoluut 'n mens kom word. Hy het 'n diensknegt kom word. Hy het die sonde op hom geneem. Dit is die konteks van 2 Korintiërs 8 vers 9. Nou goed, kom ons gaan kyk en ons gaan afsluit hiermee. Jesus het mens kom word om die prys te betaal vir die sondes van die mensdom. Hy het nie gekom om op die kruis te betaal vir die finansiële voorspoed nie. Dit is 'n leen van die prosperity voorspoed kultusse. En daarom moet ons ernstig gaan kyk en luister na gesonde leerstellings, na sound doctrine. Die gesonde leer moet nie verwerp word nie. Eksegese is belangrik, want as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy mislei word. En daar's konsekwensies vir misleiding. Dankie dat jy saam geluister het. Mag die Here u seën tot op 'n volgende keer. Totsiens.